vanuit 'n koue Caledon op die kanaal stoom saam met oom sit. Wil ons net vir ons kykers, ons luisteraars, die jongste bring oor die tragiese gebeure wat huidig afspeel op Caledon. Ja, ons sit hierso. Het 'n baie tragiese ding gebeur verlede Woensdag en die hele gemeenskap voel nou nog die effek daarvan. Ons sit, ek wil nie verder die mense ophou nie. Vertel ons wat u weet. Man, op hierdie stadium kots is alles wat ons maar weet op hierdie is maar gerugte. Ons sit vandag maandag. Ons die dorp het gekroel van joernaliste, televisiespanne en ek self het die voorreg gehad om saam met 1 of 2 te gesels vandag. Kameramanne van verskeie media organisasies. Maar ek is nie vanaand hierso om enigstens hierdie bespiegelinge en dit wat op social media is en in die koerante is verder aan te blaas nie. Ons hier van Stoom saam met oom sit se kant af wil maar net vanaand 'n pleidooi lewer hierso in ons gemeenskap dat ons kalm sal wees, kots Dis baie belangrik. en dat ons die Suid-Afrikaanse Polisiediens die geleentheid gee om hulle ondersoek na die beste van hulle vermoë te doen. Daar's baie gerugte, baie bespiegelinge. Soos ek sê, ons wil nie vanaand hier ingaan nie. Die gedagte hoekom ons hier so opstel is om net vir ons mense daar buitekant te sê, laat ons rustig wees. Laat ons die proses vertrou. Laat ons toelaat dat die polisie hulle werk doen. Want hoe meer ons 'n storie wat jy vertel en die ou vertel en daai ou vertel aanblaas, skep ons al hoe meer spanning, skep ons al hoe meer onder die leerders, vrees en goed onder die leerders, want daar is, ons het baie boodskappe ook gekry van ouers, verstaan, wat vra, is dit veilig vir ons kind om na skool toe te gaan? Ek dink is veilig op hierdie stadium. Ek weet daar's 'n ongemak, die skool het dan ook alle sekuriteit en goed verskerp. Maar ek wil op die stadium wil ek regtig waar my hart gaan uit. Jy weet coach, ek is ook 'n pa van kinders. Yes. Ek het nou kort gelede my vrou aan die dood afgestaan. En ek weet wat 'n trauma dit is, verstaan. Dis nie lekker nie. En ek spot altyd, dan sê ek vir die mense, ek het eintlik maar net ek het net 'n klomp meisiekinders, so ek verstaan iets van die hart van daardie moeder en my hart gaan vanaand uit. En my bede is regtig waar dat die Here op 'n besonderse wyse en op 'n besonderse manier hierdie moeder van hierdie jong pragtige dame sal omarm en op 'n besonderse wyse vir haar ondersteun. Maar so ook vir die persoon of persone, ons weet nie wat daar buitekant nog loop. As dit aan die lig kom wie dit is, dat die Here ook met daardie persoon of persone se ouers of se moeders sal wees, want geen een van ons maak kinders groot, verstaan, om misdaad te pleeg nie. En dit is regtig waar my gebed, verstaan, en daarom wil ons vanaand van hierdie geleentheid van hierdie stel af Stoom saam met oom sit hier so uit die Caledon het, wil ons oproep, ons gemeenskap oproep om rustig te wees. Ek weet dit is nie maklik nie. Dit is nie so eenvoudig nie, want daar's 'n klomp onbeantwoorde vrae. Ek het juis 'n brief onderhande gehad wat dan ook na ons toe gestuur is van die Kaapse Forum, van die voorsitter van Caledon, wat die op Caledon is van die Kaapse Forum, Heinrich Weingart, waar hy dan ook 'n paar vrae vra in bekommernis na die minister van polisie en eintlik 'n uitklaring probeer kry, verstaan, op van daardie vrae van hom wat hy dan nou na die minister toe gestuur het. En ek self het kontak gemaak vanmiddag met die minister se kantoor en vir haar gevra, verstaan,
dat hulle, en ek reken dat hulle op hierdie brief wat hy gestuur het, sy bekommernis, dat die minister daarop spoedig sal antwoord. En ek hoop dan ook dat ons hierso hier na Woensdag, Donderdag, wanneer die Trans-Oeverberg nuus uitkom, dat ons 'n bietjie meer duidelikheid sal hê oor hierdie aangeleentheid. Ja, omsit, en dit is ook ons van hierdie platform af ons versoek en ons bede dat ons beter na mekaar kyk, veral ons dogters en ons kinders en ons jong mense en selfs ons groot mense en dan ook ons ou mense, dat ons as gemeenskap baie na aan mekaar lewe en dan ook mekaar moet oppas en mekaar moet omgee vir mekaar. Absoluut, coach. Jy weet, ek was nou 'n paar, ek was nou in die bevoordeelde posisie om oor 'n paar van hierdie tipe van misdade te kon skryf. Ek dink sommer vinnig aan die Boysen saak. En wat 'n voorreg was dit hierdie naweek gewees waar ons kon deel het aan die Kaap-Agulhas munisipaliteit wat dit is mos nou vroue maand en ons het die voorreg verlede Saterdag gehad of die Saterdag gehad waar hulle 'n funksie gehad het om net in herinnering te bring, verstaan, veral vrouens wat brutaal vermoor was in daai gemeenskap. En ek haal my hoed af vir hierdie munisipaliteit. Ek het daar gesit en ek kon nie anders as om 'n traan te pik toe die munisipale bestuurder sy toespraak lewer verlede week nie. Ek kon nie anders as om 'n traan te pik toe ek met die burgemeester gepraat het van Kaap-Agulhas munisipaliteit. En wat vir my verblywend was dat hulle sport gebruik, en jy weet ons program is baie gefokus op sport. Dat hulle sport gebruik, verstaan, om die gemeenskap van Bredasdorp by mekaar te bring. En dis hoekom hulle begin het met die eerste Annie Boysen Cup wat Safkol ook dan nou gewen het Saterdag. En dit is vir my 'n baie mooi gebaar. En my gebed is regtig waar dat hierdie munisipaliteit by Tietwater Kloof ook 'n bietjie gaan begin kyk, verstaan, om daai brug te bou, verstaan jy, ten opsigte en sport kan gebruik, verstaan, om dit as 'n platform te gebruik om veral vir ons jong seuns, verstaan, maar ook vir ons jong dogters aan die ander kant, want geslagsgebaseerde geweld is net beide kante, en nie net tydens die maand van Augustus nie, maar elke dag vir ons jong mense en vir ons gemeenskappe bewus te maak dat elkeen van ons het die reg op lewe, en dat ons ons het die reg op lewe. So ja, van ons kant af, dis al wat ons net op hierdie stadium oor hierdie aangeleentheid wil sê, en ons vra regtig waar vir kalmte, en ons bede gaan in besonder ook uit na die onderwysers en die leerders daarso by Overberg, in hierdie moeilike tyd, en van my kant af sterkte daarso, en my bede is dat die Here daadwerklik waar vir julle op 'n besonderse wyse en op 'n besonderse manier sal ondersteun. Ja, van my kant af kan ons ook net dit vra dat ons die bloed van die Here oor hierdie dorp en sy gemeenskap in totaliteit, die bloed van die Here ons bedek en dat ons baie nader aan mekaar kan lewe. Dit is 'n wonderlike voorreg om van hierdie platform af oor hierdie onderwerp te kan gesels om sit. Nee, dit is absoluut so kort. Baie dankie. Ek sien 'n nuwe hemel kom, aarde nuut en vry. Ja, dan gaan we met